of it all, Here. Alles, Here, elke geld, weelde, aardse besittings, Here, wat ons soms so vergader en versamel en vertroetel, Here, U is meer as dit, Here. Meer, Here, as dit, Here. En ek bid my God, dat ons nie skatte op hierdie aarde bymekaar sal maak nie, Here, maar dat ons sal skatte in die hemel bymekaar sal maak. Ek bid, Here, dat U vanoggend sal kom, Here, en dat U die sluise van die hemel oor een en elkeen vanoggend in hierdie gebou sal kom losbreek en oopskeur, Here. Sodat ons elkeen kan ontvang, Here, presies, Here, die hoeveelheid wat ons vanoggend nodig het, Here. Miskien staan of sit hier vanoggend mense, Here, en hulle is op 'n laag, Here. Hulle is op 'n laag, Here. Hulle vlammetjies, Here, hy wil net so uitgaan, Here. Maar hy is ook, Here, wat op 'n verskriklike haai is, Here. Daarom bid ek, Here, kom gee vir elkeen vanoggend die porsie wat hy of sy benodig, Here. En ek bid, Here, dat mense nie sal luister na 'n woord, Here, wat uit my stem uitkom, nie, Here, maar dat hulle sal hoor, Here, wat vanoggend uit U hart uitkom, Here. Dat hulle sal vat, my God, dit wat op U hart is, Here, vir hierdie gemeente vanoggend. Ek bid, Here, dat ons asseblief, Here, sal kom en net sal kom stil raak voor U. Sal kom stil raak, Here, en werklik sal sê, You are worthy of it all. Good, bad, ugly, You are worthy of it all. En Here, dit kan 'n mens jou nie bring nie, Here. Dit, Here, kan 'n liedjie nie vir jou bring nie, Here. You are worthy, Father, of it all. En ek bid, Here, dat ons ook nou, Here, waar sit, staan, Here, dat ons harte sal oopmaak, Here, dat ons sal ontvang, Here, van You are worthy of it all, Here. Elke woord, Here, bid my God, dat elke woord uit U hart sal kom, Here, by elke oor, Here, dat die duiwel nie sal kom en kom twis nie, Here. Dat mense nooit sal wonder, as ek besig om na 'n leuen te luister nie. Maar dat hulle sal weet, dat hulle weet, ek hoor die heilige God almagtig. Amen. Amen. Ek wil werklik volgende week kom sê, soos ek ook nou gebid het, 'n mens, 'n liedjie, 'n gebou, ander mense kan nie vir jou die heiligheid van God bring nie. Kan nie vir jou die heiligheid van God bring nie. Ek het al die storie vertel, toe ek vir die tannie sê, ons gaan nou Israel toe vir die eerste keer, toe sê sy het my, weet jy kan die anointing van die Here, kan jy sommer hier in Brackenfell in jou huis, kan jy ook ervaar, jy hoef nie Israel toe te gaan nie. En is dit nie so waar nie? So jy kan vanoggend hier sit, and I just tagged along with my wife or my husband, en ons gaan nou maar ter wille van die vrede in die huis, of jy kan vanoggend 'n wilsbesluit neem, ek wil ontvang. Nie van die man wat hier voor staan nie, ek wil ontvang van die heilige, almagtige God. Daai besluit is joune. So graag soos ek dit vir jou wil maak, so graag ek vanoggend die anointing van God vir jou wil gee, wil bring, dis nie in my vermoë om dit vanoggend vir jou te bring nie. Die ingesteldheid van jou hart gaan veroorsaak dat ja, ek gaan dit ontvang, of jy kan na, hoe lank ook al daar uitstap en dink, ek wil nou weer preek volgende Sondag.
Daai besluit bly by een en elkeen van ons. Ek kan nou vanoggend vir jou sê, die woord sê, jy moenie die gemeenskap van die gelowiges afskeep nie, maar daar in jou binnekamer, daar kan jy die grootste anointing van God ervaar. Hier vanoggend in hierdie kerk kan jy die grootste anointing van God ervaar. Wat gaan hier in jou hart aan? Wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in jou hart aan? Kan ek asseblief vir jou vra, kan jy vir die volgende uur of wat ook al, jou vooropgestelde idees van hoe moet kerk wees, hoe moet Christendom wees, hoe moet die mense rondom my is, kan jy dit asseblief net 'n bietjie op sy skuif en sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Hier is ek, Here, met al my foute, met al my min kennis, met al my gebreke, met al my nikke, met al my giere, kom my God en kom bedien my vanoggend, net soos wat U dit kan doen. Ons gaan begin om saam te lees uit 2 Timoteus 1, vers 6 tot 7. En Paulus praat hier met Timoteus, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Was daar 'n dag in jou lewe, miskien verlede jaar, miskien 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar terug, wat jy hierdie diepe ervaring met God gehad het? Jy het op jou knieë geval, jou hare het so op jou arm opgestaan, en Paulus kom en hy herinner vir Timoteus vanoggend aan dit. Hy kom herinner jou vanoggend aan dit. Gaan terug daar na, kom ons sê maar 16 jaar terug, jy om die draai, gaan terug daar wat jy alles ervaar het. Recall 'n bietjie. Ek was die ander dag teen Tafelberg op en ek het nou al 2024 so 'n opdrag gekry. Ek moet op die berg opgaan en gaan bid oor die stad en so aan, en so stel jy nou maar uit en stel jy maar uit. En ek gaan toe die oggend, met 'n lang storie, ek is toe nou op die berg en so aan, en ek het so 'n rooi boekie wat ek al van 2023 af byhou. So, alles wat ek ervaar in stilte tyd, of 'n woord, of hoe ook al sy. En ek begin hierdie boekie deur te lees, van 2023 tot waar ons nou is toe nou. En ek besef net weer opeens, soms raak ek en jy, ons raak moeg, ons raak uitgeput, jy voel fed up baie keer, maar toe ek daai boekie lees, toe word ek so herinner aan God se beloftes. Vir my, God se beloftes vir hierdie gemeente, en ek het nie 'n probleem om my shofar te blaas nie, maar dit voel vir my nogal 'n bietjie om in 'n crowd sommer my shofar uit te haal en te blaas. Maar ek het begin daaronder en ek het daar gestaan voordat dit op is, en ek kyk so oor die stad uit, en ek dink, hoorie, laat staan jou beskimmeldheid, daai shofar is net hier agter jou in hierdie kar, gaan haal hom en ek blaas hom toe nou. En ek kom op die berg en nou bid ek ook, Here, asseblief gee my net 'n plek, daar's verskriklik baie mense. Toe sit net so hier 7:30 in daai omgewing, 8 uur of wat ook al. Daar's hordes mense. En ek bid, Here, waar gaan ek nou net asseblief 'n stil plekkie kry dat ek nou net, en ek stap so met die paadjie, maar dis nou mense wat saam, en ek sien maar hier's 'n lekker area met platklip, en ek dink dis ideaal, dit kyk so oor die hele stad uit. Maar nou staan hier 'n jong mannetjie en sy meisie, of wat ook al. En ek dink, kan jy nou net 'n bietjie aanbeweeg, asseblief, ek wil daar gaan staan. Maar hy beweeg toe aan, seker so hier vanaf daarna na hulle twee, en ek haal die shofar uit, en ek hou hom voor my mond, en toe kom voor my mond het, toe sê die mannetjie vir sy meisie, ek het nou al gedink by die tyd sal iemand al 'n shofar geblaas het, of 'n fluit of ding, en ek blaas vir hom. Ek blaas hom so oor die stad uit, nee. En ek dink, Here, selfs in die fynste detail is U so
so getrou. Ons kyk, as ons iets van God vra, soms na hierdie verskriklike groot dinge. Major issues. Daai klein dingetjies, daai absolute klein dingetjies, is God so getrou. Vertrou vir God in die klein goedjies. Vertrou vir God in daai heel klein dingetjies. Daar's 'n bekende storie en ek dink daar's so 'n advertensie op die TV ook waar die man in die kamer skree, "Ek gaan nie skool toe vandag nie." En dan skree sy vrou vir hom terug, "Jy moet gaan, liefie, jy's die skoolhoof." Ken julle daai ene? Julle ken daai ene? En ons lag daaroor. Dis iets, ek lag altyd as ek dit sien. Maar daar kom tye wat mense dood eenvoudig net nie lus is om iets te doen. Daar kom werklik tye wat mense net nie lus is nie, en dis nie omdat hulle onwillig is nie, maar dit is omdat iets binne in hulle dood eenvoudig net moeg geraak het. En dit gebeur ook in die kerk. Gelowiges onttrek. Ek kry redelik baie van, ek wil nou nie sê grootkinders van die Here nie, maar baie keer voorrunners in die geloof. Ek gaan 'n bietjie habineer. So in die kerk, kinders van die Here onttrek, hulle staan terug. Hulle Bybel bly nou eers 'n bietjie toe. Hulle gebede raak stil. Het jy en jy hoef nie te antwoord nie, want ek gaan definitief ook nie antwoord nie. Maar het jy al in die oggend wakker geraak en gedink, ek lus nie vir bid en Bybel lees vir oggend nie. Ek lus nie vir dit nie. Maar ek het nou so en dis nie 'n nuwejaarsvoorneme nie. Dis maar net 'n wilsbesluit wat ek geneem het. Ek het so 'n plan, 'n leesplan van die Nuwe Testament. So ek kan nou of rustig in my bed in die oggende lê en ek kan nou die leesplan hê en hy tik so af soos hy die hoofstukke lees. Maar ek het besluit, ek gaan na my kantoor sit. En nou stel ek my wekker op my selfoon. My selfoon is af. Dis ook 'n wilsbesluit gewees, 'n groot wilsbesluit om hom af te hou tot hier rondom 8:00. En ek het nou die oggend gesien 'n benarde oproep en ek het gedink, nee. Hierdie is die tyd wat ek saam die Here spandeer. In elk geval, so ek lees en jy sal wonderbaarlik verbaas wees. Hoe kan jy opnuut iets raak lees? Dan gaan ek vir jou iets sê en ek het dit al weer gaan lees. Ek het mos nou by Matteus begin en daar is mos nou 'n gedeelte waar die besetene kom en dan vra die demone, Here, Jesus jaag ons in die varke in. Maar in Matteus, daarby aan die begin van Matteus, praat hy van 2 besetenes. En ek het dit gelees en ek het dit weer gelees en nog 'n keer weer gelees. En ek het dit die ander dag vir iemand gesê, toe sê die persoon ook, wel, dis die eerste keer wat ek dit hoor. Dis die eerste keer in my leeftyd wat ek dit raak gelees het. So, wat ek vir jou wil sê, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, daar's 'n lyn wat trek van min of meer dieselfde. Maar hoe jy God ervaar vandag, miskien nie waar jy nou sit, en hoe ek God ervaar, is 2 verskillende weergawes. So ek gaan neerpen wat ek ervaar het. Ek gaan neerpen, ek wil nou nie sê wat ek onthou nie, want met ouderdom kan dit ook 'n probleem raak, maar ek gaan neerpen wat ek ervaar het. Is dit vir jou om my te kom tik en sê, hey, jy's verkeerd. Dit sê so. Kom ons hou 'n bietjie op met hierdie tydmors van kibbel oor die Bybel. Ons is laterand so moeg. Ons wange raak net so dik opgeblaas in mekaar en julle ken nou die ou storie. Kom ons vat die woord van God en ons sê, dit is die woord van God. Dit staan vas. Hoe jy dit vandag interpreteer, en ek waarborg nou vir jou oor 'n jaar of 10 gaan jy dit heeltemal anders te ervaar. So, dit is hoe God vir jou met jou vandag werk. So die gebede raak ook stil, en dan in Psalm 42 vers 6 tot 7. Waarom is ek so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so?
vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Niemand is elke dag op dieselfde geestelike high nie. Het jy al 'n besluit in die aand geneem, en môre gaan ek so en so en so doen, en dan skrik jy môre wakker en dink jy, nee, ek gaan dit nie so en so doen nie. Ek gaan dit eerder so en so doen, of ek gaan dit nie vandag doen nie. Niemand van ons is elke dag op dieselfde geestelike high nie. En dit is soms verskriklik moeilik. As jy, ek gaan dit weer sê, ek het dit al 100 keer gesê, ons kom by die deur in en ons smil net so breed en ons druk, as ons nou gelui voel of lus voel om te druk, dan doen ons dit. Maar ek weet nie die uitdaging wat jy vanoggend daar by die huis gehad het nie. Jy weet nie wat die uitdaging ek gehad het vanoggend nie. Jy weet, ons ken nie mekaar regtig nie, asseblief nie, en daarmee sê ek nie, kom druk jou neus nou in my sake, of ek gaan my neus in jou sake, dit sê ek nie. Dit sê ek nie. Al wat ek vra, kom ons hê begrip vir mekaar. Kom ons gee mekaar die ruimte. Ek het nou vanoggend nou nogal so 'n toetsie gedoen daar by die deur. Dis geen geheim dat hierdie 'n drukkerige kerk is nie. Ons druk, ons is familie, ons is al daar, maar nou kyk ek so 'n bietjie daar by die deur. Nou kom maar mense in. Nou of hulle kom en hulle druk ander mense, of hulle staan net so 'n bietjie terug. Dan weet ek, gee mekaar net die ruimte. Moenie veroordeel nie, daar's niks verkeerd met hulle nie. Vanoggend is die wonderlike verskoning, want dit is so warm. Prys die Here. As dit vanoggend vir jou werk, prys die Here. Jy het 'n geldige verskoning. Ons is nie altyd lus, en jy hoef nie altyd te verduidelik, hoor ek hou nie van druk nie. En dit raak ook toe mos nou 'n saak op sy eie. So, ons emosies wissel, ons gemoed wissel, ons is vandag op 'n high, môre is jy plat op die aarde. Op jou gesig val jy plat neer. Jy kom nou dalk van 'n wonderlike vakansie af, en ewe skielik is die realiteit daar, en die skool gaan begin, en ek moet gaan werk, en nou moet jy pas op, dat jou emosie nie nou, dat hy nou gaan lê, of jou gemoed nou gaan sak nie. En beteken dit dat jy jou geloof verloor het? Nee, dit beteken nie jy het jou geloof verloor nie. Nee, dit beteken jy's 'n mens. Dit beteken jy's 'n mens. Ek wil werklik waar vanoggend vir jou vra, kom ons respekteer mekaar. Dit is vir my nogal, as ek so mag sê, irriterend. As ek 'n boodskap stuur en iemand antwoord hom nie dadelik, dan raak ek dan nogal. Want nou is ek besig met iets en ek soek net 'n ja of 'n nee, en dan sal ek dalk 2 dae later 'n nee of 'n ja kry. Nou wend jy jouself op. Eindelik, wat doen jy? Jy begin al sonde te pleeg, want nou gaan jy allerlei goed hier in jou kop aan. Kom ons gee mekaar die ruimte om te besef. Ek het vanoggend opgestaan, ek is net hier man, ek tik hier aan die poorte van die hemel. Maar 'n ander ou het opgestaan en hy's moeg. Hy's lam, hy's tam. Hy het nie 'n lekker nag gehad dalk nie. Kom ons gee mekaar daai ruimte om ook daardeur te kom. As jou geloofsvlam vandag laag brand, dan beteken dit nie God is nou klaar met jou nie. God sal nooit sy rug op jou draai nie. Al voel jy so, hoor jy, al vang jy goeters aan en jy dink, die Here sal nie weer nie. Hy sal nooit sy rug op jou draai nie. Vanoggend wil ek vir jou sê, selfs geloofreëse raak soms uitgeput, en ek praat nie noodwendig nou vir myself, en nie dat ek nou sê ek is een of ander geloofsreus nie. Ek kom nou hier na 2 Timoteus 4 vers 16, waar Paulus sê, toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat, maar God hulle dit nie toereken nie. Paulus voel alleen. Hy voel verlate. Hy moes homself in die hof gaan verdedig, en almal wat so saam met hom gekarwei het, almal wat so aangeblaas het, niemand het hom gecover nie.
Niemand het sy rug toe gekom maak nie. En tog is dit dieselfde Paulus wat uit die tronk uit skryf, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Sien julle die flip wat ons emosies gooi? Die een dag voel hy so laag, hy sê daar was niemand nie, hy voel alleen, hy voel verwerp. Die ander dag sê hy, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Verbly julle in die Here. En selfs Paulus, dit is mos nou duidelik uit hierdie situasie. Soms het Paulus sy geloofsvuur 'n bietjie laag gebrand. Dis 'n gegewe. Soms brand jou geloofsvuur 'n bietjie laag. Soms brand myne 'n bietjie laag. Soms brand myne verskriklik hoog en joune is laag. En dalk raak ek 'n irritasie vir jou en aan die ander kant om en hoe dit ook al mag sy. Ons is mense. Ons is broos, ons is vatbaar vir dinge wat rondom ons gebeur, dinge wat met ons gebeur. Maar waarom brand ons geloofsvuur soms so laag? Ons kom in moeilike omstandighede. Ons almal, ek weet nie of wie vanoggend iemand sit wat vir my kan kom sê, ek was nog nooit in my lewe deur 'n moeilike omstandighede nie. Nee. Ons almal kom in moeilike omstandighede. Daar's soms 'n klomp negatiewe invloed hier van buite en rondom jou en negatiewe woorde wat so ek wil nou amper sê gebraak word hier oor jou. Dis waaraan ek en jy elke dag blootgestel word. Ons raak blootgestel aan dit. Soms gaan jy deur 'n dip van depressie, moet nou asseblief nie sê dis demonies en dis onheilig en gene asseblief tog. Ek gaan weer vanoggend vir jou sê, check the reality, jy's 'n mens. Asseblief, kyk die realiteit in die gesig, jy's 'n mens. Is jy altyd so gelukkig daar waar jy werk en jy smaal net so, jy's 'n sonneblommetjie en wonderlik? Nee man, jy wil hulle so aan die strot partytjies ruk. Come on man, kom ons wees eerlik met mekaar. Kom ons hou op om hierdie Sondagvlekkies so aan te sit en ons is net all the way. Ons is mense. Ons is mense. Ons is mense. Ons is mense. Soms vereensaam jy ook jouself. Jy gaan habineer, soos hulle my sê. Ek gaan 'n bietjie habineer. Of daar kom siekte oor jou pad en dit trek jou af. Dan ja natuurlik bid jy. Maar jy begin ook daarom hier na 6 maande of 'n jaar wonder. Ek wonder man, ek wonder. Of daar kom 'n verskriklike klomp geestelike aanslae teen jou. En ek wil nou net vanoggend vir jou sê allerhande goeters nie, of jy nou 'n voorrunner is, of jy net hier agter die mense se rug cover, jy gaan geestelike aanslae ervaar. Of jy nou wil en of jy nou nie wil nie. En God het nooit gesê ons gaan 'n maklike pad stap as ons hom gekies het nie. Inteendeel, hy het gesê in die laaste dae sal dit nog moeiliker raak. Dit sal nog moeiliker raak vir jou. Daar's vir so en as jy deur al daai goeters gaan, dan sê ek vir jou, dit vat nogal baie om so te maak. Here, ek bid nou. Jy gaan baie keer sê, ek lus nie vir bid nie man. Ek lus nie vir bid nie. Ek wil regtig vanoggend vir jou sê, hou op om so hard op jouself te wees. Ek wil vir jou vra, of ook vir jou sê, soms wanneer jou vlammetjie so laag brand, nê, dan begin jy mos nou rook afgee. Jy begin nou so rook. Hierdie groot braaiers, jy weet mos nou as die vuur uitgebrand het, jy weet mos nou hoe werk dit. En as jy begin rook afgee, dan begin jy negatiewe woorde spreek, jy begin met 'n klomp selfverwyte en ag ek gaan dit nie maak nie en ek hoor nie die Here nie en hoor jy hoe lekker spreek jy dit so oor jouself? Hoe spreek jy dit oor jouself? Hoe spreek jy dit oor jouself? En dan kom maar hierdie verskriklike stilte van God af. Kan ek vir jou vanoggend iets sê? Dit gebeur hier in jou kop. God praat konstant met jou.
Jy kan maar sê, ja, die Here hoor my nie. O, die Here is nie naby, die Here het sy rug op my gedraai, want dis hoe jy voel, dis jou emosie, maar God sal nooit stil raak teenoor jou nie. Kan ek jou ietsie ook nog sê, soms praat hy met jou, maar jy wil nie daai hoor wat hy vir jou sê nie. Jy wil nie hoor nie, want dit klink nie so lekker sag op jou oor nie, dit sit nie so lekker hier aan jou lyf nie, dis ongemaklik, dis ongemaklik. So regtig waar, ek wil volgens jou sê, as jy begin rook afgee, beskou dit as 'n waarskuwing. Asseblief. En daai rookie wat jy begin afgee, dit het aandag nodig. As jy dit nodig het om te kom en sê, "My brother, will you please pray for me?" Druk jou trots in jou sak. Hou op so by die kerk se deur kom met 'n smile, maar jy struggle. Hulle moet tog net nie weet nie. Hulle moet tog net nie weet nie. Vra vir iemand om saam met jou te bid. Maar jy hoef nie eens te sê waaroor nie. Vra net vir iemand om saam met jou te bid. As jou voete lam raak, ons ken almal Moses se storie hoe hulle sy arms opgehou het. Ons ken dit almal. So ek wil asseblief volgens vir jou vra, regtig waar julle het al baie mense gesê oor jare het baie mense gesê ons is in die laaste dae. Ons is regtig waar in die laaste dae. Regtig. Ruk jouself reg. Pull yourself together. Ek lees vanoggend 'n ding so op 'n groep waar die man sê, ek weet nie, ek dink dit was die 2-3 se kant. Hy sê selfmoord. Sê hy. Net so met uitroeptekens. En onmiddellik dink ek, Here, hierdie mense het hulp nodig. Wat gebeur op daai kommentaar? Jessie man. Mense ruk ander mense uit mekaar uit. En dis sommer lekker kragwoorde. Jy's dit en jy's dat en jy's sis en jy's so en jy's al hierdie dinge. Kan ek gou vir jou sê, so graag soos wat ons wil. Niemand weet wat deur daai in se kop gaan nie. Niemand nie. Kan jy gou kom kyk daar asseblief? Niemand van ons weet nie. Asseblief, hou op sulke teorieë uitdink en analiseer en wonder en ag ja, wat ook al alles. So ek wil vanoggend ook vir jou sê, luister na God se beloftes in Jesaja 42 vers 3. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Ek moet hierdie weer vir jou lees. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie. En 'n lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. En ek gaan so ver gaan om te sê, heel waarskynlik sit hier vanoggend 'n paar afgeknakte riete. Regtig waar, of 'n lampet wat nie lekker aan die brand is nie, maar God beloof hier, hy sê, ek sal nie daardie riet wat geknak is, ek sal hom nie afbreek nie. Asseblief, hou vas aan God se beloftes. In die woord van God is tussen 7 en 8000 beloftes. Vir jou ja, jy, dis vir jou. Dis vir jou en vir jou, for you. Vat dit. Dis joune. Dis joune om te vat. Paulus herinner ook vir Timoteus aan sy ouma Louise en aan sy ma Eunice. Nou dink maar 'n bietjie. Baie keer in 'n familie word geloof oorgegee. Onthou jy nog jou ouma of jou ouma grootjie of wie ook al, hoe hulle so op hulle knieë gesit het en gebid het vir jou? Onthou jy hoe jy dalk vir jou uitgegroeide kinders wat alself ouers is, op jou knieë voor God gestaan het? Geloof word soms baie keer oorgegee. Ek het hierdie Bybel van my ouma grootjie, né? My ouma grootjie. Ek kan nou nie sê hoe sy gelyk het nie, want dit sal nou nie gepas wees nie. Maar
Maar in die Bybel staan 1934. En voor in hierdie Bybel staan ook God se beloftes aan my. God se beloftes. So, ek het toe nou die Bybel gekry toe sy afgesterf het en daar's nou geen, dis iets waaraan ek kan vashou. Maar asseblief, ek wil vir jou vra, vir al julle jong ouers, gee geloof oor aan jou klein kindjie. Dis jou verantwoordelikheid. Gee geloof oor aan jou kinders. Dan wil ek ook vir jou sê, onthou daardie tye toe jou vuur helder gebrand het, Psalm 77 vers 12. Ek wil dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonderdade van vroeër. Paulus herinner vir Timoteus, kom my brother, onthou jy daai dag toe jy geroep is, recall jy dit? Onthou jy toe ek vir jou die hande opgelê het? Onthou jy dit? Daar was 'n tyd toe Timoteus se geloof sterk was, toe hy geroep en bevestig is. Onthou vanoggend al jou gebedsverhoringe. Gaan my 'n bietjie dan dink jy, okay, hoe oud is ek en dan dink jy. Party van ons het baie langer om te onthou, ander het bietjie minder om te onthou. Onthou hoeveel keer het God al jou gebede verhoor. Onthou dit. Onthou ook oomblikke van waar jy verskriklik naby aan God was. So naby aan God dat jy eintlik half angstig geraak het. Ek dink jy het dit al ervaar. Nou laat ek jou so onder oog sien. Onthou ook die tye wat hy jou geroep het. Wat hy jou regtig gesê het. Hy het jou geroep. Ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. Onthou dit. Wat asseblief, onthou, ek gaan dit weer sê, onthou jou gebedsverhoring. Onthou jy daai oomblikke van nabyheid aan God. En onthou die tye van roeping en vreugde in jou lewe. Jy gaan vanoggend dalk deur 'n moeras. Jy gaan dalk brand die vuur hier rondom jou. Maar ek wil regtig vir jou vra, onthou die tye van jou roeping en jou vreugde. Blaas jou vuur aan met die Heilige Gees. Al wil ek hoe graag jou vuur kom aanblaas vanoggend. Ek kan nie. Ek het nie daai vermoë. Ek het nie daai, ek weet nie hoe ek dit moet noem nie. Ek kan nie jou vuur vir jou kom aanbrand nie. Die Heilige Gees moet jou vuur vir jou kom aanbrand vanoggend. En hoe gaan die Heilige Gees jou vuur? Jy moet jou hart oopmaak. Jy moet sê, Here, ek wil dit hê, Here, bring dit vir my, Here. Bring dit asseblief vir my, Here. Paulus praat met Timoteus soos ons al reeds al vorentoe gelees het. En Paulus praat nie met Timoteus om hom af te kraak nie. Hy praat met hom om te sê, hey, man up. Trek op jou sokkies. Staan op. Ek onthou my diepste dae wat daai vroukie daar agter vir my beteken sê, man, ruk jouself reg. En dan dink ek, shame, sy's tog arme ek, is 'n harde vrou en ek het daai nodig gehad. I needed that. Ek het nodig gehad dat sy het gesê, ruk jouself reg. Daar was ander daar wat sê, ja natuurlik. Daar's daar wat jy jou hand op iemand se skouer moet sê, maar daar's werklik daar wat jy moet sê, hoorie, man up nou 'n slag. En dis hard. En ons dink, o nee, hoe gaan hulle voel? Hulle het dit nodig. Hulle het dit nodig om dit te hoor. Paulus gebruik die beeld van 'n vuur wat aangeblaas moet word. Het jy al, julle lekker groot braaiers, het jy al jy kan hom ons nou nie dadelik die drom skoonmaak nie, en jy gaan hom ons nou môreoggend skoonmaak, dan kom jy môreoggend daar, en as jy so, dan is ons nou net 'n klomp as wat so blaas, maar daar eers is nog 'n koeltjie. Ek kyk nou vir twee spesifiek hier wat nou so lekker braai. Ek het dit al oorgekom, selfs in die min kere wat ek braai, het ek dit al. As ek die volgende oggend kom en nou wil ek al hierdie goed uit in die sak, in die checkersak, dan gooi ek daai ou koeltjies en dan val hulle reg onderdeur, want hulle is nog aan die brand. Hulle smelt vir hy gaan dwarsteer. As jou koeltjie net kan brand, dan is daar hoop vir jou. En God sal nooit jou koeltjie kom uitblaas nie. Nooit nie. Maar ek kan mos nou nie
wie ewe ook al. As daar 'n koeltjie oor is, kan ek mos nou nie so dik stomp julle braaiers. Ek kan mos nou nie so dik stomp daar gaan neer. Hy gaan rook man, die bure gaan begin kla. Jy moet nou blaas, jy moet fyn houtjies, jy moet jy moet hom nurs tot hy vlammetjie en so gaan hy aan. As jy nodig het om deur so 'n proses van stadig weer aan die brand te kom, gun jouself dit. Gun jouself dit. Moenie nou omdat van 'n amper sê ek nou van man. Maak nie saak nie, van wyk of waar ook al, by die kerk so aan die brand is en o nee, ek moet ook nou bring die stomp. Jy gaan rook man, jy gaan irritasie raak. Kyk na jouself. Asseblief hou op jouself meet aan iemand anders se geloofspad wat hulle loop. Ons almal loop 'n verskillende geloofspad. Die Heilige Gees is God se suurstof. Hy kom blaas daar, dan maak hy koeltjie weer so, hy gloed. God gee jou krag, hy gee jou liefde en gee jou selfwees en soos daar in Paulus het Timoteus gesê het. Jy hoef nie self die vuur te maak nie. Jy moet jouself oopstel vir die Gees. Miskien voel jy vandag soos 'n rokende lamp. Miskien voel jou geloof soos 'n uitgedoofde kampvuur. Maar die goeie nuus is, God sal nooit jou uitgebrande kampvuur kom doodmaak nie. Hy sal nooit 'n beker water kom vlas daar nie. Hy sal nooit daai kole van jou nooit kom nietig maak nie. As hy die koolvuur in jou aangesit het, dan is dit so. Dan is daai koeltjie brandend. En dan is dit jou, as jy dit nie self kan doen nie, asseblief kom vra iemand, help vir my. Het jy 'n bietjie fyn houtjies wat ek hier kan opsit of blaas net 'n bietjie hier dat my koeltjie weer aan die brand kan kom. Ek wil vanoggend vir jou vra, dink 'n bietjie terug aan jou geloofsreis. Party het 'n verskriklike lang geloofsreis. Prys die Here. Party het 'n baie kort geloofsreis. Maar dink 'n bietjie terug van waar jy begin het. Tot waar jy vandag is. En dalk het jou geloof so geloop. Dalk het hy so geloop, dan kom maar flare en maar daar was altyd 'n hartklop gewees. So ek wil vir jou vra ten laaste, laat God se asem jou weer aan die brand kom maak. Nie ander mense nie. En dis goed en dis wonderlik om saam te bid. Daar's werklik krag in saam bid. Maar daar is net soveel krag as jy alleen tot God bid. Amen. Here, wat kan ons as 'n mens kom sê vanoggend? Wat kan ons as 'n mens vermag, Here? Net bid vanoggend, Here, vergewe ons. As ons soms so dink, ons kan ander mense fiks, Here. As ons so soms kom, Here, en ons wil so oorvat, Here, en gou mense se lewe vir hulle uitsorteer, Here. Want Here, soveel as dit lyk asof daar verskriklik baie chaos in daai persoon se lewe is, Here, so hard besig is U om te werk in daai persoon se lewe, Here. En daarom kom vra ek, Here, dat ons soms net sal hands off, dat ons sal bidend bly, Here. Dat ons op ons knieë sal bly vir mekaar, Here. Dat U ons sal kom herinner, Here, wanneer ons in stilte tyd ingaan, Here, dat ons sal onthou, Here, ek moet bid vir so en so, Here. En Here, ek hoef glad nie die detail van 'n ander persoon se issues te weet nie. Glad nie, Here. Ek moet hulle naam voor U kom bring, Here. Ek moet hulle naam voor U kom bring en vra, Here, wees hom of haar genadig, Here. Wees hulle genadig, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat U sal kom, Here, en as ons vlammetjie laag is, Here,
as ons riete se koppe so hang, Here, want ons is geknak, Here. Die lewe het ons dalk geklap en gestamp en gestoot, Here. Dat ons werklik na U sal keer, Here, en sal vra, Here, ek staan op U belofte. U sal nooit 'n geknakte riet afbreek nie. U sal nooit, Here, 'n geknakte riet afbreek nie. So ek bid werklik, Here, dat U vanoggend hierdie woord sal vat, Here, dat ons dalk 'n prentjie sal vorm, Here. Hoe het Timoteus dalk gevoel toe Paulus so met hom gepraat het, Here? Dalk was sy riet geknak, Here. Dalk het hy mismoedig gevoel, Here. Dalk het hy verstote en verlate gevoel, Here. En Paulus kom herinner hom, Here. Kan jy onthou hoe het jou geloofsvuur gebrand? Kan jy onthou hoe hoog het jou vlamme gebrand? Ek bid, Here, dat ons sal terugverwys na daardie diepe ervarings met U, Here. Met daardie heilige oomblikke van U, Here. Met daai hoor, Here, wat U vir ons sê, Here. Dat ons sal terugverwys, Here. Dat ons dit weer sal oproep en sal sê, dankie, Here, U bly steeds getrou. Dankie, Here, U is nie 'n mens dat U 'n leuen sal vertel nie. En U sê in die woord, kyk, ek maak alles nuut. U het dit gesê, Here. En die woord, Here, staan vas. En ek bid, Here, as ons as mense soms so in vertwyfeling is oor alles wat in die woord opgeteken is, Here, vergewe ons as sondaars, Here. Vergewe ons, Here, dat ons U woord in twyfel trek, Here. En ek bid, Here, vir 'n geloofsgemeenskap, Here, van eenheid, Here. Dat ons in eenheid by mekaar sal inhak, Here. Dat ons in eenheid, Here, mekaar sal ondersteun, Here. En as daar een is, Here, wat 10 blokke al vooruit is, Here, dat hulle sal terugdraai, Here, en die ander kom optel, Here, om ook 10 blokke aan te kan kom. En al is dit moeilik, Here, en al is dit soms frustrerend, Here, dat ons mekaar, Here, sal oplig, dat ons mekaar se arm sal hoog hou, Here, dat ons sal blaas, Here, dat hy koeltjie, Here, weer kan gloei, sodat die fyn houtjies kan opgegooi word, Here, sodat die vuur weer kan ontvlam, Here. Dankie, Here, vir genade, Here. Dankie, Here, vir goedheid en guns, Here, oor ons as mense, Here, maar ook, my God, oor hierdie gemeente, Here. Dankie, Here, dat ons weer kan herroep, Here, weer teruggaan, Here. Woord wat oor die gemeente uitgespreek is, Here, hierdie is 'n huis van gebed, Here. Dat ons sal staan op dit, Here. Dat ons werklik, Here, 'n biddende gemeente sal wees, Here. Here, dat ons sal deelneem, Here, aan geleenthede vir gebed, Here. Dat ons nie geïrriteerd raak as die ou van voor op 'n Sondagoggend sê, kom ons vorm kringetjies en ons bid. Here, dat ons gehoorsaam sal wees en ons 1 of 2 of 3 woorde of 20 woorde sal spreek, Here. Daar's krag in gebed, Here, of dit 'n lang relaas van woorde is, Here, en of dit een sin is, daar's werklik krag in gebed, Vader. Amen. Amen.